baie welkom by die 20ste episode van hierdie RSG Bekbazaar, die reine wynheid. Dis die einde van ons eerste seisoen en ek sê baie dankie aan al my gaste oor die afgelope maande wat deelgeneem het, jy wat geluister het en ek hoop hierdie gesprekke geweldig geniet. Vandag fokus ons op Elsenburg, spesifiek natuurlik die wingerd en wynboukunde wat daar aangebied is oor die jare. Die gaste in die ateljee gaan al die pad terug na 1974 en vertel vir ons wat die instelling doen, aanbied en dan natuurlik baie stories uit die verlede. Ek het ook vir 'n paar mense wat daar studeer het gevra om vir my hulle gunsteling storie te vertel van hulle tyd by Elsenburg. Dit gaan so verweef word in die program, dis regtig, jy wil dit nie mis op, dit is baie snaaks en natuurlik ook eintlik baie emosioneel, soos wat mense daar 'n gemeenskap gevind het. Maar voor ons daarby kom en hierdie lekker gesprek met Eugene van Sail, Koos Jordaan en AB Rousseau, is dit eers tyd vir my wyn van die week. En om die eerste seisoen te vier, sluit ek af met 'n vonkel. Maar nie een vonkel nie, ek sluit af met verskeie vonkels van een plaas. Ek het ook maar net 'n paar jaar gelede van hulle kennis gemaak. Ek het dit gesien in 'n winkel waar 'n mens maar baie keer moet gaan en dinge moet selekteer wat jy nie ken nie, om 'n bietjie te verken. En ek sien toe daar 'n MCC, 'n lekker kap klassiek, 'n hele reeks van Charles Fox. En ek het daarvan gekoop en het geweldig geniet. Wonderlike kap klassiek wat deur hulle gemaak word. Dit is eintlik 'n baie mooi storie. Dis Charles en sy vrou Zelda wat besluit het om hulle passie vir kap klassiek te volg en hulle daar besluit om in die Elgin Vallei te begin heerlike vonkel maak. Dis 'n spesialiteitsrigting vir hulle. En jy kan gaan kyk op hulle webblad. Ek gaan nie vir jou een wyn gee nie. Ek gaan net sê verken 'n bietjie. Ons drink redelik wit wyn en wit MCC. Ek sal sê die 2017 Charles Fox Blanc de Blanc sal een van my eerste keuses wees, maar dit hang alles af waarvan jy hou en wat jou begroting toelaat. So gaan kyk gerus, verken 'n bietjie. Hulle het 'n paar rosés daarso. Dit is dan Charles Fox se kap klassieks. Heerlik om so iets nuuts te geniet. En dan wil ek net byvoeg, ek het 'n versoek gekry vir 'n lys van my wyne vir die week. Indien jy dit enigstens wil hê, kan jy vir my e-pos stuur, ek sal dit saamstel vir jou aangee. Ek het 'n e-pos gekry van 'n luisteraar wat tans swanger is en sy wil so graag hierdie wyne later gebruik en probeer wanneer sy nou weer kan. So sy het gevra vir daai lys, ek sal dit vir jou saamstel, maar stuur gerus vir my e-pos. Dis brink@rsg.co.za en indien daar iets is wat jy graag van die Suid-Afrikaanse wynlandskap wil verken, kan jy ook vir my voorstel soos wat ek beplan vir die volgende episodes. Vandag lê daar 'n groot program vir jou voor, want ons fokus op die ikoniese Elsenburg. En die storie kom nou al lank aan vir die reine wynheid. Ek het oorspronklik, dis nou al seker 6 maande gelede, vir Willie van Sail gekontak en gesê, Willie, help 'n bietjie, met wie moet ek almal gesels? So ek wil vir Willie in die eerste plek baie dankie sê, hy het 'n hele lys saamgestel, baie navorsing gedoen en ek glo daar moet 'n boek geskryf word oor die geskiedenis van hierdie ikoniese instelling, want daar is so baie om te gesels. Natuurlik is wyn is net een deel van hierdie gesprek. Dit is 'n baie groter organisasie en as jy mens kyk na die geskiedenis van Elsenburg, dit is natuurlik 'n landbouopleidingsinstelling. Dit is al reeds in 1898 gestig daar in Stellenbosch en jy kan hom baie duidelik sien as jy daar oor die koppie gaan van verby Kanonkop en so. So ek verwelkom in die ateljee, ek klein bietjie op my sene wees, want ek het nou hier 3 groot name saam met my. Ons het vir AB Rousseau, hy is tans by Robertson Hoërskool betrokke, so ook 'n lang geskiedenis, en hulle het daarso vir die graad 10, 11 en 12s 'n opleidingsprojek, landboubestuur en landboutegnies en wynopleiding is deel daarvan. Koos Jordaan is die hoofbestuurder van Lourensford wat hier kuier, en Eugene van Sail, dis 'n lang geskiedenis, ook by Leopards Leap betrokke gewees, vandag 'n konsultant, hy stook tequila en ram so terloops, en ek's baie spyt, hy het nie sy nuwe alkoholiese gemmerbier met die naam in Swahili beteken dit gemmer, Lejinja, as ek dit nou reg uitgespreek het, of hoe Eugene, is dit reg? Ijinja, nie L nie, Ijinja, ek het my eie skrif verkeerd gelees daarso. Is dit lekker, is lekker smaak, is ek lekker verfrissend, nee? Ja, is lekker iets niets. Is heeltemal 'n redelike unieke produk op die mark. Okay, en hoe gaan dit met die tequila en die ram?
Dit gaan bietjie stadiger. Tequila is 'n uitdaging om die produkte kry, kom uit die Karoo uit. Ja. So die logistiek is uitdaging, maar die produksie daarvan is fantasties. Is vreeslik lekker goed om mee te werk en die rum ook. Ek probeer dit nog soort van tradisioneel hou met die molasse gisting en al die tipe van dinge. Ja. En dan die stook daarvan. Maak jy nie ook 'n bietjie charcuterie so in die jy weet dit, soos ek onthou, of hoe rook jy nog so 'n bietjie? Ja, ek het toevallig Vrydag weer 'n kursus daar gaan doen in die Kaap by Mr. Bosman en dit was so 'n lekker ondervinding geweest. Ja, so ek is nou nog baie entoesiasties daaroor. Ons het nogal tequila geproe in die ateljee nou die dag met die Reine Wynheid. Ek het so 'n bietjie gekroek op wyn, maar dit is juist daar van die Ruperts in Swan wat ook mos nou daai tipe van agave produkte vervaardig. Maar ons kyk nou hier na 'n geskiedenis wat moeilik is om vas te vat in een program en ek het vir almal of vir baie mense wat daar gewerk het en studeer het gevra om so 2 minuut, 3 minuut stories ook te stuur wat ons sal verweef tussen die program. My ander twee gaste, Koos en Ivy, was saam skool daar. Hallo Boysai, en julle word mooi verteenwoordig. Nie die 73 sê julle matriek gewees. Dis reg, ja. Nee, fantasties. Wanneer laas was julle vir 'n reunie? Ons is eintlik gereeld daar, ons is baie aktief en is elke jaar, ons gaan nou nie meer na al die groot brags doen, daai tipe dinge nie, maar die groepie kom by mekaar wel in die Parel op daai dag. Mooi. En Ivy is nou bevoorreg dat sy oudste kleinkind is, die onderhoofseun van Parel Boys. So die tradisie word voortgesit. Baie geluk. Was jy ook 'n prefek? Nee, dit het my omgegaan. Ek meen hy doen beter as ek in daai opsig. Hy's miskien minder stout. Bietjie meer ordentlik. Bietjie meer ordentlik, ja. En jy het nou al die pad van Robertson gery, Ivy. Baie dankie daarvoor, hoor. Dis 'n groot plesier. So waar begin ons? As ons kyk na Elsenburg, ons moet natuurlik praat oor die begin van wynopleiding by Elsenburg. 'n Baie ryk tradisie. Jy kan natuurlik nou BSc in Swan ook gaan doen, maar baie van jou gunsteling wynmakers het hulle pad gestap op Elsenburg. Eugene? Ja, eintlik soos jy genoem het in 1898 net so 'n bietjie teruggaan, is ek dink het hulle 40 hektaar aangeplant daarso. En dit het eers gegaan oor wingerdnavorsing, daar was 'n geweldige behoefte daaraan gewees. En toe het die ikoniese professor Abraham Perot, hy was toe nog 'n jong beampte gewees wat toe begin werk het op Elsenburg en toe later hoof was van die wingerdbou en wynkunde om die ontwikkelings in die kruisings te doen daarso. Hy het byvoorbeeld ook die eerste Barlinka druiwe ingevoer, wat hy dit waargeneem het oor see. Hy het in Duitsland studeer en so het hulle begin met kort kursusse in wynkunde, wat toe baie populêr geraak het, maar die keller het nie regtig ontwikkel soos dit moes nie. En dit was kort kursusse, die ouer keller het maar 'n bietjie vervalle geraak en eers later hier in 72, 73 was daar 'n geweldige behoefte in die bedryf vir meer opgeleide wynmakers. Dr. Piet Manigo, hy was toe voorsitter van die KWV, as ek kan onthou, en hulle het na hom toe gegaan, die boere of die direksies, en gesê van hierdie behoefte, en daar is toe na hierdie gesprek, en ook met die staat, is daar daadwerklike poging aangewend om die kursus tot stand te bring. In 1976, as ek kan onthou, het die kursus toe begin. Ek is bevoorreg met Koos en Ivy wat hier sit, is van die heel eerste studente gewees. Ek was 'n junior beampte. Ek sê nou dag vir Koos of vanoggend, toe ek daar instap het ek geweet om 'n filter te pak nie, en Koos was my wys. Ek is nou kom ons dag 'n geleerde, maar dit was werklik, en ons het die voorreg gehad om in die begin te staan van 'n wonderlike projek, en ek dink hulle sal uitbrei daarop waarheen dit gegaan het. Ja, as mens ook dink aan die tegnologie hoe dit ontwikkel het en prosedures en tegnieke wat daar ontwikkel is. Dit is eintlik 'n baie belangrike rol wat gespeel is deur Elsenburg in die wynbedryf in Suid-Afrika, nee. Met die tegnologie wat ons was super voorreg eintlik, die dinge het anker soos 'n snowball effek, soos die Engelse sê, want hoe meer van die ouer studente het betrokke geraak en daar's kennis teruggeploeg na ons toe, ook apparaat hoe om aan te pas by hierdie storie. So ek dink die netwerk wat toe later opgebou is deur die jare is een van die suksesstories. Hoekom ons het ook lekker gesels daar vanoggend, hoekom het die kursus so goed presteer? Ek bedoel, jy kan ellelange lyste name van prestasies in ons wynbedryf van persone wat suksesvol is en wat eintlik in bestuur staan van ons wynbedryf. En hoekom het dit so gebeur? En daar's baie interessante ding, maar ek dink die netwerk
van oud studente en die gereelde bymekaar kom was nogal 'n baie belangrike punt in hierdie saak. Welkom aan Dani Maree. Hierdie is 'n snaakse een. Hallo Martelies, ons was in 1983, was ons 9 persone in die finale jaar Keller Tegnologie klas op Elsenburg. En interessant, almal het in die wynbedryf gebly en 'n loopbaan daarvan gemaak en is nou so hier op aftree ouderdom. Ons is nou so een vir een besig om af te tree. In ons finale jaar het Indië hier in Suid-Afrika getoer met die cricket en soos dit nou maar altyd gaan, ons het so 'n bietjie cricket gespeel, sommer daar so aan die buitekant van die Keller op 'n grondsementblad as daar nou nie vir ons eintlik iets was om te doen nie. En die spesifieke dag het ons gewoerstraminer gepars vir edelaadoes en die moes toe nou oorgepomp word en het ons die pomp gekoppel aan die tank en die pomp aangesit en natuurlik toe nou buitekant toe gegaan en 'n bietjie cricket gespeel en die suigkant van die pomp is toe nooit oopgemaak nie en so 'n pomp het 'n rubber onderdeel aan die binnekant en die toe nou begin warm word en begin rook afgee. So ons het so 'n bietjie van daai rokerigheid, rubberrokerigheid het ons deur die gewoerstraminer gepomp. Iemand het gaan kyk net om te sien of alles daar nou regloop en kom toe nou op dit af. Met die rookrigheid wat daar was en alles, is die wyn toe later die jaar aangewys as 'n Suid-Afrikaanse kampioen edelaadoeswyn by die nasionale jongwynskou. Ons, as ons bymekaar is vir 'n reunie, en dan gesels ons nog altyd lekker en lag nog altyd baie lekker oor die geval. Daai spesifieke dag nou natuurlik nou nie. Dit is almal nou nie dik van die lag nie, maar ja, dit het toe nou mooi uitgedraai. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor Eekhof ook, gespel EKOV, so terloops en nie wag opsoek. Ek weet nie daar jy kry 'n slotjie of 'n sleutel of 'n ding waarmee jy jou tank moet kan gaan oopsluit en 'n ding om die nek en so aan, vreeslik rand. Hoe AB is ook die man wat daai inlywing doen. Ja, ons doen die inlywingsmeester. Ja, dit vind jaarliks plaas, Elsenburg so hierso in die Julie maand, wanneer die nuwe studente ingelei word en ek dink is so half 'n gewyde oomblik waar jy nou jou sleutel kry en jy word nou gereed gemaak vir die amper die groot wêreld daar buitekant en jy kan weer kom terugploeg. Terugploeg het jy net genoem, terugploeg is maar een van die groot kapstokke wat 'n mens van studente verwag. Ek kan miskien byvoeg, Matelies, ek was nou bevoorreg dat ek was in 1976 ek 2 jaar BSc gaan studeer en gou agtergekom, daar's maar baie vervelige vakke daarso. En dan al ander dinge jou ook in en toe het ek nog gehoor van die kursus op Elsenburg wat begin. So ek was bevoorreg, hulle is net 10 studente gekeer en ek was een van hulle, so een van die eerstes in 1976 wat begin het. Ons het nie almal oorleef nie, maar daarvanaf het dit verder gaan en as ek dink net in my eie klasmaats van waar hulle geëindig het, is eintlik maar wonderlik. Maar om aan te sluit by Eugene, ek dink wat dit regtig besonders gemaak het, is dat ons het baie terugvoering gegee. Ons het 'n baie goeie verhouding gehad met die lektore in die akademici op Elsenburg. En omdat dit 'n kombinasie is van staat en universiteit, was dit maar altyd moeilik in terme van uitbreiding. En ek dink wat ek vir Eugene hulle moet krediet gee, is die feit dat in terme van tegnologie, die doel was onder andere dat as jy daar kwalifiseer, stap jy uit en jy kan by 'n kelder instap en jy kan wyn maak. Ja. Jy ken jou masjinerie, jy weet hoe om dit te werk, jy hoef nie vir iemand anders te gaan vra nie. Maar wat ons kon doen met die netwerking, is soos jy nou maar beweeg in die bedryf. Kyk, as jy eers 'n kapitaalbegroting moet voorlê in die staatsdiens, dan raak dit nie maklik nie. En ek daar het ons 'n baie groot rol gespeel om borge te kry. En dit was maar 'n kort pad wat ons gekry het. So as ons iets gekort het in die kelder, nuwe tegnologie wat jy oorsee sien, dan sou ons daai invoerder of wie ook al kon vra en sê, man luister hierso, ek koop groot by jou, help asseblief vir Elsenburg. En dis hoekom Elsenburg op 'n stadium met en nog steeds, as ek dink wat nou daaraan gaan, ongelooflike tegnologie en toerusting om studente voor te berei.
Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die inlywing, want blykbaar sê Willie van Sail, jy doen dit op 'n baie spesifieke manier. Mag jy? Ek weet nie. Kyk, dit voel vir my so 'n bietjie ons het die Freemasons of iets, jy weet, hier in die ateljee. So ek dink jy ons mag alles deel nie. Ek het so 'n bietjie gespot in die begin toe ek begin dink aan die episode wat gebeur by Elsenburg bly by Elsenburg. Jy weet, daai tipe van konsep. Jy kan dalk vir ons 'n bietjie insig gee en soos jy nou gesê het ook Koos, is 'n baie eksklusiewe groep eintlik. Die kering is nie maklik nie. Dit is nie enigiemand kan jy skryf in en daar, jy weet, is 'n movie se komplek nie. Inderdaad, die kering is nie maklik nie en ek en Eugene was destyds toe was ek nog al 'n bietjie meer gevorderd in die bedryf. Het Eugene my eendag gekontak en gesê, hoe bepaal jy wie gaan suksesvol wees as 'n wynmaker? En ons het ernstig begin navorsing doen oor psigometriese toetse. Want dit is 'n kombinasie van kreatiwiteit en ook wetenskap. Die twee loop saam en is min animals in die wêreld wat dit kan doen. So en ek dink en baie keer en dis nie noodwendig 'n goeie akademiese presteerder ook nie. Daar's iewers 'n talent daar verskuil en as ek so kyk na die presteerders in die bedryf, is dit ouens wat net daai twee kan baie goed kombineer. Ja. Dis eintlik besonders, maar die een punt wat ek wil bysit, ek dink die feit dat Elsenburg so bietjie in 'n idilliese omgewing is, dis buitekant Stellenbosch, dit is 'n bietjie op 'n eiland situasie, en dan is daar 'n ongelooflike kamaradie. Daar's 'n spangees, en natuurlik, ek dink die belangrikste is, ons practice what we preach. So jy word al van week 1, as jy daar kom, kry jy jou blokkie druiwe, jy moet jou druiwe versorg, jy gaan daai druiwe op die oud pars, jy gaan dan wyn maak, en jy leer hoe om wyn te drink, en dis wat jy moet verder. So daai passie word daar gekweek, en daai kamaradie word daar gekweek. Word daai wyne met mekaar vergelyk, wie het gewen hier tussen die twee van julle byvoorbeeld, wie se blokkie wyn het die beste gedoen, want dit is so, hier's 'n eier, maak seker hy breek nie, jy weet, ek weet, is nou nie dieselfde ding nie. Ja, maar jy weet altyd onthou, daar was die sabotasie faktor gewees. Regtig? Hyene. Nee, jy moet hierdie dinge fyn dophou, nee. Kyk, hulle was so vindingryk met hierdie tipe van dinge, is dit by daai goed kom, né? Ja. Maar wat 'n ongelooflike voorreg. Ja, ek sou geslaap het in my blok, wil ek net sê. Ja, nee, jy het dit gekry, né? Nee, die eens, weet dit was regtig passievol. Ons vroeg in die oggend, hulle moes nou wel is dit nog vroeg in Januarie is, dan moet so 5:30, 6:30 in die wingerd, dan pars hulle tot die ontbyt is, en dan elke ou se blok is dan nou spesifiek aan 'n student toegeken, en dan is hy nou die wynmaker vir die dag. Dan is die kompetisie dan loop sterk, en die alstarrigheid van die ander lot, om hom nou net die voordeel te gee daarvan. Want jou klasmaats moet jy nou help. Ja. Jy is nou wynmaker, maar jou klasmaats is jou arbeider. Dan moet jy hulle dan vind om dop hou, dat hulle nie 'n bietjie water laat loop daar nie, in die sap en al die tipe dinge nie. Ja, dit is baie snaaks. Kyk, en ek wil net sê in die algemeen, jy het natuurlik nie die wyn gedoen, daar was ook 'n hoender teksboek. Ek wil net daar word ander dinge ook geleer as deel van die kursus, maar ek lag so baie oor die hoender teksboek. Ek dink my lewensmaat het nog steeds daai teksboek. Weet baie van hoenders. Maar dit is 'n fantastiese verloop natuurlik in terme van, soos julle sê, die kameraderie en die feit dat dit eintlik vir ewig daar is. Vir ewig is daar daai koneksie met mense. En jy vroeër gesê, ek dink ek kyk natuurlik na wynmakers as kunstenaars, en jy moet hoogs intelligent wees en jy moet 'n gevoel hê en in voeling wees met die natuur. En ek moet sê, baie van hierdie wynmakers, soos ek met hulle gesels, omtrent die helfte van hulle sou dokters geword het, goed, jy weet, mense wat hier gaan studeer het en vir jou vandag een van die beste produkte onder die son neersit. Ek dink mense onderskat wat ingaan in wyn maak, en dit is wat ek so met die program ook probeer deurbring. Jy moet die wetenskap te agter hê, en dan moet jy ook 'n gevoel hê, en jy moet jou eie stempel kan afdruk om regtig 'n spesiale wyn neer te sit. Ja. Ek dink maar te lees wat ook ontstaan, en dit word gekweek eintlik, maar daar is die gierigheid om te leer. Glo dit of nie, ek is nog betrokke, jy leer elke jaar iets, vir jaar se oes was weer iets besonders, was absoluut uniek. En dan moet jy die telefoon kan optel, selfoon kan optel, en jy bel iemand en sê, maar ek sit met hierdie situasie, en daai netwerk bestaan, en dis maar net iets wat bestaan in die groep, en ek dink dit kom van die kursus af. Mens kan iets studeer, en dan na die tyd stel jy nie eintlik noodwendig weer belang daar nie, maar hierdie is eintlik 'n lewensbelangstelling. Ja. Ek het net vir ons 'n idee gevindig van die verskillende afdelings. Daar's verskillende jare en kursusse wat jy kan doen binne hierdie kursus, of hoe, Eugene? Ja, in ons tyd was dit 'n 3 jaar kursus gewees, en die
Eerste 2 jaar was nou die gewone diploma en dan die 3de jaar was die Keller Tegnologie diploma wat jy dan gekeer is aan die einde van die 2de jaar. En dan is natuurlik al die basiese vakke gedoen soos chemie, grondkunde, wingerdkunde. Dit is van jaar 1 af wat die grondslag gelê word en ek dink dit is iets wat ons nog nie eens eintlik oor gepraat het nie, wat 'n fantastiese leermeesters ons daar gehad het in Wingerde wat ou professor Perot daar gestel het. En onthou die eerste werklike kruising van pinotages op Elsenburg gedoen. Die stokkies het in 'n glorie gegaan hier op Welgevallen. Ja. En toe het professor Christon dit gesien en oorgeplant op Elsenburg en dis waar die werklike werk eers gedoen is daaroor. Wingerdkunde agtergrond is baie belangrik. En dan is daar nog bestuursvakke gewees en dan kon hulle saam met dit, ek dink julle moet 'n bietjie help daarso, grondkunde of een of ander rigting saam met dit kies as 'n hoofvak saam met die wingerdkunde as ek kan onthou daarso. Ja, jy het altyd 'n keuse gehad of wingerdbou en Of pomologie. Ja, die meeste van En die ander was wingerdboukunde en veekunde. Dis hy, Al- dit is ja, reg, ja. ja. Maar in die finale jaar as jy Keller Tegnologie is dit net wyn, ja. 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 Ek gaan vir julle nou die navraag oor julle eerste herinneringe van Elsenburg. Hierdie een is van Charles Hopkins, natuurlik van De Grendel. Hy het so 2 gestuur. Joh, die stories wat die deurgekom het. Ons is baie lief vir daai college en dit 'n groot deel van ons lewe geslyp. Saam met my op Elsenburg was en ons het so 'n bietjie oor Koepelhuis, 'n bietjie ouer as ek, Chris Esterhuizen as ek reg kan onthou. En later is hy van na meer grander van verander na Chris de Klerk. En hy was 'n legende op Elsenburg. Sy bynaam was El Snorro. En hy was uit later in die Goli gespeel, kan jy glo, en 'n program aangebied op televisie met die naam van Nisboere. Nou Snorro was, soos ek sê, 'n absolute legende op Elsenburg en hy het 'n verskriklike krangige perde ruiter in Gymkhana gery en in Amerika gaan soos 'n cowboy lewe en met 'n perde beeste aangejaag en goeters ensovoorts. En hy het baie goed gedoen. Hy het onder andere met 'n perd by Nielsie in die gat ingery. Nou kan jy dink wat 'n absolute chaos dit sal wees. Hier's nou op 'n Saterdag of 'n Vrydag aand 'n hengse klomp studente wat daar dans. Ek het self daar gaan dans. Partykeer met my girl wat vandag my vrou is en partykeer sonder haar, partykeer was sy nie daar nie, partykeer het sy op haar eie gegaan, want dit is soos ek dink jy weet daarvan was nou 'n verskriklike sosiale plek en eintlik 'n great plek vir mense om mekaar te ontmoet en te dans ensovoorts. En daar ry hy in die Nielsie in met 'n perd af teen die trap. Hy is soos 'n cowboy aangetrek, hy maak die perd vas daar onder aan die reëling en hy dans 'n paar danse met mooi meisies en hy klim op die perd en hy ry weer uit. Kan jy jou indink nou watter verskriklike besigheid dit gewees het. Hy het ook in Eikenhof aangery, die meisie koshuis. Ek dink dit was so 'n college koshuis as ek reg kan onthou, het hy aangery met 'n perd. So, dis nou die ware legends van Elsenburg. Nog 'n storie is dat toe ek gedoop word, dis toe in ek was 81 in matriek, 82, 83, 84 toe word ons gedoop en dis nogal so 'n rowwerige harde doop wat so half deel was van die Elsenburg tradisie en almal daarvandaan is almal onder dieselfde kam geskeer en dan is eintlik nie meer seniors en juniors na die doop nie, maar dis 'n intense doop. Ons sal nou nie in detail ingaan nie. Maar ons doopkaptein was 'n ou van Moreesburg, hondjies Hanekom. En eendag is ons daar buite op die gras, die sê maar nou as ek reg kan onthou so 100 eerstejaars nou toe kom die seniors wat ons nog gedoop het aan en ek dink hulle kom toe van 'n klein partytjie af want hulle is toe lekker jolig. Kom ons, jy kan maar jou verbeelding gebruik. En hondjies is toe so ontstel oor ons. Kyk, hulle moet nou 'n rede kry om ons nou sogenaamd weg te kry van Elsenburg. Ons is nie goed genoeg hier en ons sou met die trein van Mildersvlei-stasie af vertrek het. Elkeen in sy eie rigting, maar dit het toe nog nie gebeur nie. Maar hondjies is toe so ontstel. Hy klim toe in 'n stormwaterdrein en daar sit hulle die deksel op. Want hy wil ons nie sien nie, hy wil ons heeltemal distansieer van ons af, dan jy weet, om in 'n stormwaterdrein in die donkerte te wees onder die grond, moet nogal scary wees volgens my.
En die dag gaan toe aan en later dan so na 'n uur of twee toe begin die ouens sê maar waar is hondjies dan nou? Toe onthou iemand van die juniors, ja maar meneer, hondjies is in die stormwater drein. Toe dit daar oop kom daai man uit daar uit, want dit lyk of hy in 'n sauna was. Toe sê hy dan nou kwaai word, toe sê hy maar dis ons skuld, ons het gesê hy moet in die drein inklim, en toe word ons nog meer gestraf daarvoor, dis nou hondjies aangekom. Wonderlike tye daai, maar die grootste ding in ons tyd op Elsenburg, dinge het natuurlik nog baie verander, maar in ons tyd op Elsenburg was die ongelooflike gees en kameraadskap en saamstaan en jy weet, koshuis rugby en sport en onder mekaar kompeteer, dit was wonderlik. Ja, vandag moet sosiale media as dinge 'n bietjie anders te right, maar dit is mooi bly by. Dis waar. Dit is so tipies hy. Ja, doop was nie. Ja. Ja, Daai ek dink dis dis dan baie sagkens gestel dat ek sê vir Ja, jou. eintlik hy's baie diplomaties. Daar's nou baie Ek kan net vir jou sê, toe ek al was, is die minister van landbou ingevlieg. O, jette. Dit was op die voorblad van die rapport, onthou julle daai Ja. doop? oor ja, daar was Daar maandag staan die minister van landbou en ek weet nie wie almal nie. En die elektore word aangetree. Wat toe met Maar skuld julle was van- seker skuldig. Ja, ons het nie oordentlik toegehou nie. Nee, dit Dis hof ook gaan goeie- onthou die ja. ons het uit die weermag uitgekom. Ja. Dit was belangrike punt eintlik hierdie. dit was totaal anders geweest, nee. Hulle was Hulle jong kom mans. uit die Dit oorlog was die- uitgekom uit dit. Ja, ja, dit was die 80 skoolkinders, was die nee. was die grensoorlog op En sy so selfs. hulle was tuinmannetjies geweest en met Hulle daai doodsien- doopry was dit. Kan julle onthou wie is daai man daar van Appington wat daar in die Bagges gegang gelê het en teiken skiet het in die Hy gang? was my kamermaat. O my Ja. jene. Ja. Ja, nee, Ja, die man het 'n hel. bietjie geraas dus. Ja. Ek het gehoor oor cricket gespeel in die gang, nie teiken skiet Ja, nie. dis Ja. is 'n Nee, nee. Dit was Die ouens is deur baie. dit was Martin het, wille tye geweest. Tamelik die Maar volgende daai oggend geprotesteer. daai kameradie wat ons van praat, toe ons daar gekom het, was daar nie regtig plek vir die beplanning was nie so, daar was nie regtig plek vir die ekstra 10 studente nie. En hulle in die bouwerk het 'n bietjie stadig gegaan en toe het ons later ingetrek so 'n maand of wat later in 'n plek wat ons natuurlik uit die aard genoem het Huis Bagges. Die Huis Bagges is legendaries. Net 20 studente en in daai gang het daar baie gebeur, ja. En die meeste van die braaie, en jy het vroeër genoem van die hoenders, die hoenderbevolking van Elsenburg het maar geëindig daar agter Huis Bagges. Op 'n rooster. Want ons was maar honger en daai tyd het ons nou nie Die Kentucky teelprogramme Fried gekry en sulke heeltemal tipe dinge. Ons moes ons gelei. eie Kentucky maar geskep het. O, jene mense. Ek moet net sê as jy nog julle byname kan onthou want ek het sover ek ook verstaan, julle het nou maar lekker lewe gehad daaroor. Ek sê nou vir jou laterand, ek meen die mense, die ouens se beddens was vir hulle opgemaak in die oggend en dan besluit hulle om in te bly die naweek en dan los die kombuis los vir hulle bakke vol braaibroodjies en braaivleis en so aan. So dit regtig soos 'n huis gewees vir baie van die mense wat daar Ek kan 'n storieetjie vertel van ons manne wat nou maar ook 'n bietjie vasgehaak het in Stellenbosch die vorige aand en dan op Vrydagoggende is die lakens, die onderste laken word dan gevat vir was. Die boonste laken gaan af na die onderste laken toe. En ons het so 'n skoonmaker gehad, sy naam was Boysie. Dan kom Boysie en hy het die ongelooflike vermoë gehad om die onderste laken onder jou uit te trek sonder dat jy wakker word. Sjoe. Dit wil nog gedoen wees wil ek sê. Kan julle julle byname onthou? In diensopleiding. Ja, in diensopleiding? Nee, ek het nie eintlik 'n bynaam gehad nie. Okay. Ek ook nie. Nee, ons was soet. Soet gewees in diensopleiding. En hakkies, Baie goed, soet. Ja. Volgende op die Reine Wynheid, Ilunda Bason. Sjoe, ek moet vir jou sê, dit was 'n ongelooflike ervaring vir my. In 'n mens se vormingsjare is jou studentelewe, ek sou sê 'n maak of breek ondervinding. Dit kan jou die beste jare van jou lewe wees en of die slegste, en in my geval regtig was
Elsenburg vir my in geheel ongelooflike geleentheid, 'n ongelooflike voorreg om met mense om te gaan en saam te studeer wat regtig 90% van die tyd uit 'n landbouomgewing uitkom en groot geword het. Dit was vir my 'n groot voorreg, want ek het nie uit 'n gesin en 'n familie gekom waar ek terug sou gaan na 'n plaas toe en grond sou erf nie. En ja, natuurlik is daar geweldig baie snaakse stories van nonsens wat ons aangejaag het. Maar ek onthou spesifiek pragtige herinneringe van die tyd wat die groep meisies op Elsenburg so klein groepie was dat ons in die klein studentehuisie op ons eie gewoon het en die absolute snert wat ons aangejaag het daar saam as meisies wat ingegooi is in hierdie groot pot rowermans en seuns wat landbou studeer en terug gaan plaas toe en ons klomp meisiekinders wat net pret gehad het. Is ongelooflik en ek dink nog meer waardevol as die jare op Elsenburg self is die netwerk wat 'n mens daar gevorm het. Vandag nog is ek deel van 'n WhatsApp groep met 30 oud Elsenburgers, onder andere oom Willie van Sail, ons koshuishoof. Wat 'n ongelooflike man en hoe groot impak het hy nie gehad op ons lewens nie. Veral in die dae en die aande wat ons so stout was. So dit is vir my 'n groot voorreg om deel te wees vandag nog van 'n groep mense wat betrokke is op 'n daaglikse basis in die landboubedryf en wat net 'n oproep weg is of net 'n WhatsApp weg is indien jy ooit enige iets nodig het of indien jy in die moeilikheid is, indien jy 'n bedryfsvraag het, dan kan jy maar net intap op jou ou Elsenburg netwerk en hulle is daar vir jou. Snaaks genoeg gaan ek Saterdagmiddag 'n paar meisies ontmoet wat saam met my op Elsenburg was. Ons is nou nie meer meisies nie, ons is nou mammas. Party van ons is nog in die landbou, party van ons is al uit die landbou uit, maar ons ry wyd uit die Parel in Stellenbosch en Constantia en selfs Riebeeck Kasteel om by mekaar uit te kom en net lewenservarings met mekaar te deel. So ek sou sê die vriendskappe en die netwerk wat Elsenburg vir my die geleentheid gegee het om te vorm en deel te wees van is die wonderlikste voorreg en die grootste plesier. En ek sal vir ewig dankbaar wees vir al die ongelooflike mense wat ons help vorm het in die tyd wat ons was op Elsenburg. Hulle is almal legendes en hulle name sal altyd voortleef in die geskiedenis van Elsenburg en ek is net altyd verskriklik dankbaar vir al die geleenthede wat ek daar gekry het en vir hoe Elsenburg my gehelp het om my loopbaan te groei en te ontwikkel. My trots is my trots. Praat ek gou vinnig met ons dan oor die skool, soos jy sê, jy wou aangesluit het by Eugene oor Hoërskool Robertson waar jy die opleiding doen en die waarde van daai praktiese opleiding. Ja, ek dink 'n mens besef dit nie. Die keller se naam in Robertson is die eerste oesjaar keller. Dit beteken dat 'n leerder wat daar kom, daar sal altyd 'n leerder wees wat die eerste keer met drywe werk. Hy gaan sny sy eie drywe. Hy bring dit na die keller toe. Hy gooi dit in die maalmasjien. Ons toets die chemikalie wat daarmee bykom. Hy help in die deurdrukproses en ons pers die drywe na die tyd en ons verduidelik aan hulle hoekom jy gas bysit en ensieme bysit en dis meer. So na 3 jaar, daai leerder herhaal dit vir 3 keer van graad 10, 11 en 12. Elke jaar botteleer ons die wyn net voor Parstyd. Daar is ook 'n rangorde, die matrieksbottel 6 bottels, die graad 11 bottels 3 bottels en die graad 10's 2 bottels om nou net die packing order reg te kry dat jy nie vir jou kan uitrafel nie. Maar wanneer so 'n student sê maar by Elsenburg aansluit en hy gaan doen die wynkunde kursus, die dag as hy in wynkunde 1 instap, weet hy meer as die dag wat ek in wynkunde ingestap het. Ja. Baie meer. En ek dink dit is maar deel van die opleiding wat 'n mens vir die groter bedryf daar wil bekendstel. As jy elke jaar 1 leerder kry wat gaan verder studeer en miskien elke tweede een word dalk 'n wynmaker in die bedryf, dan is dit fantasties. Is daar enige van die wynmakers wat ons dalk al ken wat daar van Hoërskool Robertson afkom? Ons het nou maar met 3 jaar besig daarso. Daar is tans een van die leerders wat studeer in wynkunde aan die universiteit en daar's op Elsenburg ook wat nou begin studeer.
En ja, die skool voel trots daarop om daai rigting ook te kweek en dan soos ek sê die tegniese kant en die praktiese kant waar mense opgelei word om draad te span, wingerddraad te snoei, wat ook op plase kan gaan werk, wat 'n plaasbestuurder kan word in die Robertson omgewing. So ja, ons sien dit as 'n klein bietjie bydra en 'n bietjie teruggee vir die gemeenskap. Almal wil miskien nie verder gaan studeer nie, maar ek meen ons gee daardie opleiding en wanneer iemand die skool kontak of myself kontak en sê luister ek soek 'n parsel, kan jy iemand aanbeveel? Dan kan jy sê maar luister hierso is studente wat met rooiwyn gewerk het of leerders wat met rooiwyn gewerk het, hulle kan julle help, hulle weet meer as net 'n gewone persoon van die straat af. Ja. Kan ons bietjie gaan na die begin toe van julle ervaring met Elsenburg, van julle eerste indrukke van hierdie college toe julle nou die dag daar opdaag. So, ek weet dit is moeilik want dit is nou al hoe lank terug, jy weet, so mense kyk nou hier na die 70s op die ou end, maar as jy vir ons net 'n idee kan gee van hoe dit was daai tyd en hoe dinge verander het, dalk as jy nou daar deurloop, hoe heeltemal verskillend dit is, ten spyte van die feit dat jy nog steeds daai kameraderie daar het en natuurlik nog gevorderde opleiding daar ervaar. Eugene, jy kan dalk Ja. Vir my was dit nou regtig baie interessant. Ek was op daai stadium by net verby navorsing gedoen en toe gaan die pos oop as 'n assistent vir die hoof van die keller daarso en ek het aansoek gedoen. En daai tyd was dit oom Chris van Renen wat hulle toe aangestel het. Dr. Dani Joubert was by die Wingerdkant en oom Chris was kyk hy was oom Chris. Dis hoe jy dit genoem het in daai tyd. Maar die studente natuurlik, hulle het hom genoem oom John. En dit is natuurlik na John van Renen, die diskusgooier, want Chris se van was ook van Renen. Nou noem hulle hom heeltyd oom John. Dan sê hy vir hulle, manne, my naam is Chris. Reg so oom John. En so was ons bekendstelling daar gewees. En die keller was regtig primitief geweest. Dit was nou ou oop sementkuipe. Ons het nog om eers die stingels afgemaal en eers in die kuip gegooi wat as 'n soort van 'n skeier gedien het. So dit was lekker baie tradisioneel. Die afmalers is 'n ou kokmasjien wat gedurig vasgesit het. So dit was 'n besonderse uitdaging en ek dink daar was baie meer handearbeid betrokke geweest vir studente. Hulle moes daai kuipe uitskep met grawe en al die tipe van dinge. En die kursus wat ek dink wat lekker was, ons het amper carte blanche gehad met die ontwikkeling daarvan. En oom Chris hy het onder professor Tron studeer en hy was ook redelik lank in die koöperatiewe bedryf. So hy het 'n baie lekker praktiese kennis gehad en 'n agtergrond gehad en hy was by dit als was hy 'n akademikus ook gewees. Baie belese ou gewees. So ons het almal verskriklik baie by hom geleer en hy het gedurig die kursus aangepas en ons het terugvoering gekry van die studente waar daar behoeftes was om die ding te verbeter. Ja. En soos die bedryf, kyk dit was 'n aardigheid in die bedryf. Hier is nou nog 'n sak wurms. Toe ons nou die eerste studente vrylaat, was daar verskriklike polemiek geweest. Die universiteit het gedink ons lei goedkoop wynmakers op en hulle is nie so begaafd nie. En so dit was 'n harde pad om te stap vir die studente. Ja. En hulle self te bewys. Ja. En ek dink hulle dit met hulle het dit so goed gedoen. Met lof gedoen. En met lof gedoen. En ons weet waar het is vandag. Ek kan 'n uur lank aan prestasies en studente noem waarheen dit gegaan het. Ek wil jy met so 'n bietjie spog met van die studente en met jouself. So is daar iets wat jy bygedra het tot daai program Eugene wat jy glo jy op vandag trots is. En dan kan jy dalk, ek weet 'n mens wil nie die name noem nie, dit is soos kinders wat jy gehad het en gevorm het en so aan. Maar is daar 'n paar mense wat jy aan dink vandag en net dink dit sit met soveel talent? Ja, dit is wat vir my eintlik die lekkerste is hoe hulle jou verras. Kyk as hulle daar is, nee. Jy moeilijk, kan nie glo. Jy gaan daar uit enige werk doen nie. Maar ek sê dit nou tong in die kies, maar dis alle studente. Ja, dis al studente goed gewees en dit het ek geleer. Laat jy moet nie hierdie mannetjies onderskat nie. Ja. En die stoutstes dit verras jou altyd waar die onder andere as ek kyk na meneer Hopkins wat nou die stukkie ingestuur het en hy het 'n baie storie wat hy met liefde sal vertel, wat ek 'n aanstelling gemaak het en nie van hom nie moet Willie by 'n koöperasie. Is ek nou so vinnig moet dink, ek gaan net so in 'n neutedop, ek vat net een klas.
En dis nou miskien onregverdig, maar as ek kyk na ons 94 klas wat klaar gemaak het, ek kyk na name daar, ek begin Frans Smit van Spier, Pierre Waal van die Sidas Konings, Pinotage Konings, David van Cederberg, Nieuwoud, Dewald, Heinz, Brouwer Raats, Carmen Stevens. So. Dit was is almal in een klas gewees. Jo. En ek nou dink dat ek nie 'n naam uitlos hierso nie. Hulle is almal toonaangewende leiers in die bedryf vandag. Ek sê dit net omdat die klas nou maklik is om uit te noem. Ja, maar ons moet almal wat luister moet maar besef daar's baie om te noem, baie mense om te noem. So moenie 'n ellelange lys Ja. van hulle. Ek vat uit hulle klas uit en ek dink Koos kan inkom daar. Ons praat nie net plaaslik nie, maar wat 'n internasionale impak gemaak het. En Koos, as jy miskien kan inkom met Martin. Ja, dis eintlik Ivy se kamermaat gewees, maar ek kan miskien net daarop aansluit met dis net by jou vraag wat jy gevra het, die eerste toe jy gekom het. Ek kan dit baie goed onthou. Mag dalk lank terug wees, maar ek onthou baie goed ek die eerste dag by Elsenburg gekom het. fantasties. Wat jy dadelik opgeval het is daar's 'n tipe van 'n rustigheid en daar's 'n klomp en daar's 'n samesyn. So dis vir die eerste 2 dae, want ons was nou nie was nie so groot nie. Maar daarna is ons gedoop. En ons is gedoop vir weke. En as jy daar uitkom, as jy dit oorleef het, dan is daai dan dis 'n gom wat jou saam speel. Maar dis absoluut jy ken almal en almal ken vir jou. En ek dink dit is wat dit besonder gemaak het. As ek vandag terug in ons klas, Eugene het gepraat van ons klas. Ons kom nog steeds by mekaar. Glo dit of nie, en ek wil eintlik dis 'n storieetjie vertel. Ons het almal gesukkel om werk te kry. Ek was baie bevoorreg dat ek het prakties gedoen by Nederburg en ek het onmiddellik ook 'n aanstelling gekry. So die dag toe ek uitstap kon ek by Nederburg gaan werk het. Onder my mentor in die lewe, Gunther Breusel, wat jy sal goed onthou. Daar was van die manne na die ou sogenaamd, vandag noem hulle produsentekeller, die ou daar was die koöperatiewe kellers gegaan, van hulle het landgoedere toe gegaan. En ons het 'n ongelooflike behoefte gehad. Jy bel hier in Parkstad en sê maar ons weet nie eintlik hiervan nie. En toe het ons begin besluit om na Parkstad die eerste jaar gaan ons 'n bietjie by mekaar kom net om iets te deel. En die ding het uitgekring. Eers was ons net ongetroud en dan bring jy ons kuier by mekaar se om die beurt by mekaar se huise en jy bring 'n bottel wyn saam. En later het dit uitgekring dat jy bring selfs 'n internasionale bottelwyn. Onthou, ons was nie bevoorreg genoeg om direk na ons kon nie in die buiteland reis nie. Jy's afhanklik van die Suid-Afrikaanse wynbedryf gewees. Ja. Dit het eers baie later gekom. Toe raak almal natuurlik verlief en toe later verloof en toe later getroud en toe later is daar kinders en so dit aangegaan en tot vandag toe. En dis nou 50 jaar. Ek kuier ons nog steeds by mekaar. En die kleinkinders is nou al pelle. Ja. Maar Abby kan net 'n bietjie meer vertel. Sy kamermaat is 'n persoon en min mense weet eintlik daarvan. Martin van der Merwe. Hy het sy loopbaan begin by Bertrams. Hy's deel van Gilbey's. Goed gevorder daar en toe het hy aansoek gedoen vir 'n werk in Kanada by Wincor. Abby gaan hulle kuier gereeld daar. Ek het gister met Martin gepraat. En ek meen ons is nog groot vriende en ek meen in die groep ook, hulle kom 1 keer 'n jaar van Kanada af en dan het ons 'n naweek wat ons saam is. Maar ek wil net gou 'n bietjie teruggaan van na hierdie wynproewe wat Koos so vertel. Die grootste stryery wat ons opgetel het, onder ons groep, het oor Blanc de Noir gegaan. Nico Vermeulen kom toe met 'n bottel wyn daar aan by die proe van wat oom Frans Melang laat maak het, en dit is nou hierdie ligte rosé wat lyk amper soos skorrelgoed water, jy weet, wat 'n bietjie beet. Dit was die grootste bekleierery rondom daai tafel en almal het gesê dit is Lex Kriel het gesê dis hy drink nie sulke goed nie en ek meen almal het iets te sê. En kyk waar is die Blanc de Noir kategorie vandag? Dit is 'n kategorie op sy eie. Maar om weer na Martin toe te kom, Martin het toe na 'n Wincor toe aangesluit. Martin het in die Ougenagen Vallei in Oudtshoorn in die Ougenagen Vallei het hulle 'n wingerde geplant in samewerking met die Indian stamhoofde daarso op hulle grond. Dis 'n projek om te gaan sien, dis 'n prentjieboek, mooi projek. Hy het selfs 'n bietjie pinotage ook daar geplant. Ek was dan maar Suid-Afrikaner. En Martin het toe later gevorder as Wincor se MD. En die laaste 5-6 jaar van Martin se loopbaan in die wynbedryf is hy oorgeplaas, want toe word hulle deel van Constellation en hy word toe oorgeplaas na Woodbridge toe in die Kalifornië. En Martin
was verantwoordelik vir 14 groot koöperasies onder hom en ook Opus One en Robert Mugabe het ook onder hom geval en hy het 800,000 ton druiwe hanteer. Dit is basies Suid-Afrika se oes. En ek meen Martin het onder die radar deurbeweeg. Min mense het in Suid-Afrika het geweet dat Martin het eintlik so suksesvol geword en hy is vandag afgetree. Hy woon in Kanada in Niagara. Sy groot hobby deesdae is om te reis. Hulle reis die hele wêreld vol. En soos ek sê, ek het gisteraand met hom gepraat en vir hom gesê, Martin, today I'm gonna make you famous. ek e-pos myself nou om 'n onderhoud met hom te doen. Ons kan hom seker op WhatsApp met hom 'n onderhoud doen of hoe? Ja, verseker. Nee, dit sal wonderlik wees om met hom te verseker. gesels. Ek gaan vir jou vra uit na die tyd vir sy besonderhede as hy wil saam gesels. Maar dit wys net vir jou hoe ver Suid-Afrikaners in die algemeen eintlik strek, né? Ja, in die wêreld. net om Martin se seun het sy wynkunde graad gekry by Kanada wat amper Davis. en toe sy Davis toe in Kalifornië om sy MSc daar te doen en sy 2 lektore was 2 Suid-Afrikaanse lektore wat van Stellenbosch afkom. Jo. Wat 'n So- fantastiese diep geskiedenis. Ja, dit Wonderlik. is 'n diep geskiedenis. Die mens verwag van die meeste van die wynmakers wynprestasie. En party styg uit, en party wen ongelooflik baie erkennings en trofeeë. Maar ek dink Elsenburg en ek dink dit kom terug na daai kreatiwiteit en dat jy toegelaat word om jouself te kan uitleef en daai honger vir om meer te weet. Ek noem hulle die jong Turke. Ek kan onthou toe 'n baie jong Eben Sadi my, toe was ek voorsitter van ECOF, vir my genade en gesê hy soek 'n brief van iemand, dit moet net op 'n briefhof wees want hy wil aansoek doen vir 'n werksvisum in Spanje. En Eben was eintlik maar een van die eerste soort van jong Turke wat heeltemal anders begin dink het oor wynmaak en wat hy doen. En dan kan jy daarbey aansluit by iemand soos Adi Barnhorst, nog 'n goeie voorbeeld wat heeltemal uit die boks uit dink en bemark. En nie net in die wynmaakkant, maar ook in die wingerboukant. En dis ook weer iemand wat so 'n bietjie onder die radar vlieg, is Paul Wallace. Paul Wallace was op Elsenburg saam met ons en hy het en toe by Stellenbosch Farmers begin en toe besluit maar hy moet 'n bietjie meer leer en hy is Australië toe. En hy was 'n klompie jare in Australië en hy het teruggekom Suid-Afrika en dit wat hy daar geleer het, het hy hier kom. Eerste persoon wat Sauvignon Blanc op die Weskus aangeplant het, koel klimaat areas gesoek het vir Sauvignon Blanc. Mense kan aangaan met 'n klomp ander dinge. Hy het nou genoem byvoorbeeld die moeilikste wynkwalifikasie in die wêreld is om 'n Britse wynmeester te word. Ek meen dis iets wat jou 5, 6, 7 jaar afhangende van hoe goed jy kan broe en hoe goed jy alles kan onthou. Vat die heel eerste gekwalifiseerde Suid-Afrikaanse persoon of Suid-Afrikaner wat 'n Britse wynmeester geword was, Lynn Sheriff. Sy het op Elsenburg klaargemaak in 1978. En dan wil ek iemand die heel eerste bruin en dan nog boonop ook 'n vrou wat sukses gemaak het, is Carmen Stevens, ook Elsenburg. So dis nie net op die wynprestasiekant nie, maar ook op ander terreine, vele ander terreine. Volgende aan die woord, Jacques Jordan. Kom ons hoor van sy gunsteling stories van Elsenburg. Ja, Martelies, ek is heel moontlik een van die min ouens wat die voorreg gehad het om by Elsenburg beide student en 'n dosent te kon wees. En ek moet sê, ek het net goeie herinneringe en goeie tye daar gehad. Natuurlik as jy aan Elsenburg dink, is dit 'n tradisie van wynbouers en studente en die pad wat jy stap om uiteindelik gekeer te word vir die kelder is nie altyd maklik nie. En 'n Elsenburg student herinner my altyd aan die evolusie van die mens, waar jy sit met Homo habilis en Homo erectus en dan sit jy met die storm en drangjare van die Elsenburg student. En as jy daar deurgekom het, dan is jy 'n volwaardige mens van die samelewing en kan hulle jou beskrywf as Homo sapien. Een van die groot vrese van 'n Elsenburg student was altyd om trein te ry. So na 6 maande is daar 'n groot klomp studente wat bietjie fokus verloor het en dit te veel geniet het en hulle moes altyd huis toe gaan, het ons altyd gesê, en treinry. Hulle kursus het na 6 maande eindig en dit was vir die studente groot kopseer en dit was ook vir die dosente groot kopseer. Laat daar net te veel studente dop na 6 maande en dit lyk asof hulle te veel hulle self uitgeniet en nie genoeg akademie konsentreer nie. So ek dink die Elsenburg studente is ook baie innoverend. Ek dink altyd aan die naam en die klanke wat hulle
vir die plekke uitgedink het en die dosente uitgedink het. Ek dink nou aan Sun City wat bo was by die navorsing in die hoofgebou. Kremlin was altyd die dosente se kantore gewees. En dan 'n name wat hulle het, College Hoof was Umbopies, al van die dosente was Dogmore en Doc, Antibax, Martiens het die rugby afgerig. Natuurlik het hulle al wat 'n strooi droog gemaak as 'n dosent ook, en kon ek later jare toe ek 'n dosent daar was, het ek geweet waar die vangplekke is. So studente was alle jare het ons met projektors eintlik die klasse voorgelê, en dan het die studente pyser potloodpunte tussen die plak se punte gesit, en as die dosent dan die projektor aansit, was daar 'n reuse ontploffing, soos die kortsluiting plaasgevind het, en baie van veral die vroue dosente het baie kwaad geraak daar. So ek het geleer, voor ek my projektor aansit, trek jy eers die plak uit, en dan sit jy hom terug, en dit het baie vinnig by my opgehou. En natuurlik geleide, ek weet in die beginjare was ek baie haastig, en as ek instap in die klas, is dit biep biep, of Dogmore is altyd 'n bulldog wat geblaf het, en baie van die dosente het nie baie daarvan gehou nie. Ek dink nou sommer, as jy dan nou deur die jare kom, en jy word gekeer vir wynkunde, en ek is seker daar is baie stories wat vertel geword daaroor, maar ek dink die ultimate was ook, wat ek kan onthou, is ook om ingelyf te word as 'n lid van Eekhof. Daar het jy een van die ou manne gehad, ek weet Eibe het vir my ingelyf, wat hy so fluweelhoed opgehad het, en 'n jassie, 'n toga, en dan moet jy nou 'n ritueel opsê, en daarna slaan hy jou oor die skouer, as ek nou reg onthou, met 'n sweep en so krom stok, en dan moet jy 'n glas wyn opdrink. Het ek nou my wyn, het ek bietjie gulsig opgedrink, en toe ek nou klaar my wyn opgedrink het, toe vra ek of ek nie nog een kan kry nie, voor hy nou vir my ingelyf het, en toe het hy gesê, so jy's nou gulsig, en jy's voor op die wa, en hy het vir my omtrent my sleutelbeen afgeslaan daar, so goeie herinneringe, dat jy 'n tanksleutel gekry, en jy het 'n das gekry, en jy was deel van die Eekhof garde gewees, en ek dink die netwerke daarna, as jy 'n Eekhof lid was, of jy's 'n oud student, kan jy altyd vir die ander oud studente gaan vra, hulle sê jy altyd help, so vir my was die netwerke wat jy daar gekry het, ook altyd goed. Jare daarna, toe ek nou klas gegee daar, dink ek nou sommer aan die Wingerd studente, so ek het begin in die Wingerdboudosent gewees, en daarna my laaste jaar of wat was ek fakulteitshoof by Wingerd Wynkunde, het ek Keller toe geskuif, maar ons het eendag ook, het ons daar so in die Wingerde besig gewees, en ek kan nie onthou of dit sommer net 'n sweepslangetjie of 'n kobraatjie was nie, maar die studente het hulle self verskriklik geskrik daarso. En ons het 'n meisie student van, ek dink sy was van Namibië, Meelmuis was haar naam, almal het byname gehad, en Meelmuis het sommer daar 'n tingerige loetjie gevat, en die slang daar van die gras afgemaak, tot die embarrassment van die klomp man studente, wat te skrikkerig was vir die slang. Ek dink 'n ander keer was dit ook, ek en my mededosent, 'n groot vriend, Alwyn Lou, het daar besluit by die Wingerdbou, ons gaan vinifikasie terugbring, so al die Wingerdbou studente het altyd witwyn en 'n rooiwyn gemaak, wat hulle van hulle eie wingerdblokke gaan oes het. En ek onthou ook, toe ons die witwyne gemaak het, die studente was, jy is veronderstel om met ander aerobiese toestande te hou, dat die ding gis, maar hulle was so gulsig, hulle kon nie daai wyne uitlos nie, en die goeders het begin oksideer. En toe hulle nou klaar gemaak het, toen is alles gebottel, elkeen het sy eie bottels gebottel, en die etikette opgesit, het ek soveel keer vir gesê, asseblief manne, en dames, hierdie wyn moet opgedrink word so gauw as moontlik, moet dit nie in 'n kas gaan hou nie. En jare later, toe ek nou al by die Kellers was, het ek al by van die ouers uitgekom, eendag by 'n ouma ook, en toe staan die totaal geoksideerde bottel Elsenburg witwyn daar, so met trots, wat ouma sy die kleinkind se wyn daar, maar min wetend, hierdie wyn is al lankal moer toe. Ons het nou baie gepraat oor die Eben Sadis en al die kreatiewe wynmakers, maar ek dink amper nog 'n belangrike rol wat Elsenburg gespeel het, is die studente wat in die koöperatiewe bedryf ingegaan het. En as ek kyk, hulle bydra van waar Suid-Afrika se stortmaatwyne of balkwyne, die kwaliteit was in die begin 70s en waar dit vandag is. En dis ongelooflik wat hulle gedoen het daar om daai kwaliteit te lig. Ek kan Kellers nou ook noem, en is ook oud Elsenburgers soos Perreberg en die plekke wat ook handelsmerke ontwikkel het op daai koöperasies.
daai wyn is fenomenaal. Ja, ek meen as jy lanklaas op Perdeberg was gemaak het, ek meen fenominale wyne wat hulle vervaardig. Ek stem absoluut saam. En ek daar's ellelange stories daar. En wat lank nou voorsien het ook aan die groter plekke en die oude stel en ja, wat die kwaliteit. Ek onthou toe ons begin het, hoe was ons wyne stortmaat? Ja. Jy sê die kwaliteit was nie goed geweest nie. En hulle bydrae van die oud studente, ek dink dit is absoluut fenomenaal geweest. Ek wil nog 'n hele program eintlik doen oor koop. Iewers gaan ons dit nog doen. Ja. Ek meen as jy dink net wat in naby die Oranje rivier gedoen word. Dit is 'n enorme produksie, maar om nou vir hulle nie ateljee te kry is ook 'n ander storie dink ek. Hulle moet maar 'n bietjie in die Kaap kom kuier. Jy wil byvoeg? Ja, jy nou dink, ons praat nou van daai tyd, jou tuisdorp, Boland Keller, destyds, wat ongelooflik presteer het. Die hoofbestuurder op daai stadium was eintlik maar een van ons klasmaats, Altus Leroux, wat ook nou afgetree het. Hy het ook sy loopbaan na KWV en tot by Boland, tot 12 jaar daar gewees. So, en Eugene, wat Eugene sê is heeltemal reg. En ook bloot die massa, die volume wat hanteer word. Ek dink 'n storie ook, as jy wil baie stories hoor, moet jy byvoorbeeld na Makwa toe gaan. Ja. Want dit is 'n bende oud Elsenburgers wat eintlik daai plek bestuur en ongelooflike kwaliteit wyn produseer. Wonderlik. Ek sal met die pad vat of hulle moet vir ons kom kuier, maar ons sal 'n plan maak definitief. Maar Marlies, om net aan te sluit by wat Koos nou sê en wat Eugene gesê het, ek het eendag vir Danie de Wet 'n monster gegee van Chardonnay. Jy weet tog, Danie de Wet is meneer Chardonnay. Dit is wonderlik wat hy met Chardonnay reg gekry het. Toe vra hy maar, hoe groot is die tank wat die Chardonnay nou in is? Toe sê ek vir hom, dis 180,000 liter. Toe sê hy vir my net, hy kan nie dit glo nie. Maar ek meen, dit is die tipe van goeders wat by groot kellers gebeur het. En toe ons in groot kellers beginne werk het, dit was, ek wil nie sê primitief, maar die mense het basies vir 3 maande gewerk en dan was daar 'n stilte. Toe ons daar toe tree, toe die bedryf stelselmatig begin verander en in 92, 94, toe die internasionale markte vir ons oopgaan, toe moes ons vinnige aanpassings gedoen het. En op kwaliteit gewys het ons dit gedoen, die uitdaging aanvaar en daarin geslaag. Die mense moet nog steeds daai refining nog steeds doen. Rugby, sover ek verstaan, dis ook 'n trots tradisie daarso. Vertel ons 'n bietjie van die rugby herinneringe en die wedywering met die res van Stellenbosch. Sê Kosie? Nee, ek kan nog wel ietsie sê. Koos, asseblief, laat loop. Toe ons daar gekom het, was Elsenburg maar so in die tweede, derde liga gespeel. Ons het 'n paar goeie spelers bygekry, potensiaal. En toe word ek die taak gegee om ons het op daai stadium toe gesukkel om 'n afrigter te kry en ek het na lang gesoek deur my kontakte wat ek toe in Stellenbosch ook gehad het by Omami Frost geëindig. En Omami Frost was eintlik maar die keerpunt in Elsenburg rugby. Soos 'n rassie uit die boks uit gedink. Ons het begin met 'n ding soos 'n 4-man skram, believe it or not. Ek gaan nou nie die tegniese detail van 'n 4-man skram, ja. En dit het die ander kosse sê heeltemal onkant gevind. Ja, hulle krag maar luister, dis ook 'n plan. Ja, dit is dalk 'n plan, ja. Dit was heel wettig. Omami het binne 2 jaar Elsenburg gevat na die kampioene toe. En kon ek met trots sê, want ons was, dit was 'n groot oomblik in die week vir ons. Ons het ons tradisionele kleredrag aangehad. So jy het jou kort rugbybroekie aangehad en jou topboots. Ons het rondgeloop in die dorp met topboots. Asof dit nou reën of son skyn, dit maak nie saak, jy het jou topboots aangehad. En dan natuurlik om te gaan staan langs die veld. En die ander skossies is hulle luister, maar hulle was bang vir die plaas. Ja. Hulle was redelik bang om te kom speel op Elsenburg. Want seer sou hulle gekry het. En dit is nou so. Die een speler, hy lewe nie meer vandag nie, is Gerald Morkel. Hy was saam met ons, hy het Dakar gespeel. Gerald was seker die blitsigste vuis wat ek in my lewe ooit gesien het. As daai eerste skram, dan word alles uitgesorteer. Dan die res van die wedstryd is heel wat makliker. Die tweede of die derde span speel eendag haat die mekaar by Elsenburg, dan kom die hele plase mense kom ook rugby kyk.
En daar is 'n hele geskermutseling. En julle weet nou hoe ernstig byt deesdae nou in rugby is. Dit was nou eerlikies kwaai verbode. Kwaai verbode. En die een persoon skree daar van die kant af, maar Potty, byt hom man, byt hom. So, as ek aan Potty dink, Potty is vandag, hy's 'n kweker daarso in die Hoedspruit omgewing. Hy doen uitstekend, hy en Tone, hulle boer ook daarso, hulle is nou meer van die landboustudente, maar net daai stukkie van die ek byt hoe hom. lyk die ou se tone. Dis al wat ek nou voel like sy voete, ek brand nou om te weet waar die bynaam vandaan kom. Ek kan onthou 'n wedstryd wat ek gespeel het. En dit weet ek nie of dit ooit in rugby gebeur het nie. Wat die skeieregter oortuig is om te sê die manne is 'n bietjie babbelaars. Kan ons nou nie 'n drinkbreek vat nie, maar kan ons nou net eers 'n bietjie een kan staan om ons babbelaars af te skud en die skeieregter het ons so 10 minute gegee dat die manne net eers 'n bietjie daar aan die skadu staan. Wat se posisie het jy gespeel, Koos? Ek was eintlik 'n flank, maar as jy daar by Elsenburg het jy eintlik enige posisie speel. Hoe ouer jy raak en gespeel jy meer hier in die agterkant, ja, maar flank, ja. Ja. Eugene? Kyk, die byname op die rugbyveld, Ja. dit is natuurlik iets besonders wees. En ek onthou, wie was daai loskakel? Hy het seker, man, ek kan nie die man se naam noem, maar sy kuite was nou nie goed ontwikkel nie. En sy bynaam was Kalanderkuite. Oh, fantasties, julle mense. Dit was die Kevin Arnold team. Ja. Kevin het vir ons loskakel gespeel. Maar ons praat nou sommer so Dr. Joubert wat nou vir ons klasse gee, wat ook nou een van die vaders is van die kursus. Hy is van die Jouberts van Rosenwil. Dr. Joubert het oor die 100 geword. En ek en Christie en Henny Hakkel, ons het na Doc Pitt se 100ste verjaarsdag toe gegaan, hy het ons genooi. Nou ry ons in die kar, nou sê ons, luister, was ons nou al, wie van julle was al genooi na 100ste verjaarsdag toe? Okay, niemand nou nie. Maar wat ek nou van Doc Pitt kan vertel, of Dr. Joubert, hy het oor die ballingmeter wat jy nou die suiker neem van suiker van die mos wat jy moet werk. Dis maar so 'n glasbuis wat jy so insit. En hy het altyd gesê, hy het so gepraat, sê, meneere, nou ek wil net vir julle dit sê, nou oor die ballingmeter het hy gesê, meneere, laat ek net vir julle sê, as die ding val, dan hoef jy nie eens te buk om hom op te tel nie. Ag, dit is fantasties. Daar's soveel stories wat julle moet asseblief aanhou laat loop soveel soos julle wil. Maar AB, jy moet vir ons inlyf, jong. Ek gaan jy vir ons 'n bietjie vertel oor Ekhof en die bymekaar koms, die sleutel, daai tipe van dinge. Ek weet die inlywing en julle kom ook elke jaar bymekaar in Swan. So daai samekoms en die belang daarvan om so bymekaar te kom en die feit dat jy nog steeds betrokke is met die inlywing van die gegradueerdes. Ja, dis 'n lang tradisie wat gekom het. Ons het Ekhof begin. Daai jare het ons nie geld gehad nie, dus om Follie se seels gesteel om die briewe uit te stuur en al die klas van goedes en sommer die tannie wat daar tik sê maar sy moet gou help tik hierso en dan stuur ons dit goed uit. En toe het Ekhof gegroei na 'n groot organisasie toe en toe het die behoefte ontstaan om 'n meer formele inlywingsseremonie te hê waar die persoon die eed van Elsenburg af lê, weet hierdie ek sal die eeue tradisies van die wynbedryf respekteer en Elsenburg se naam goed hou. Dis eintlik 'n so gewyde eed wat jy af lê dat weet jy sal goeie orde handhaaf in die wynbedryf en die persoon wat inlyf het nou amper soos 'n ek kan vir jou foto's gee. Toga en 'n hoed wat hy op het, hy lyk amper vir jou netjies uitgevat. En dan is daar so 'n wingerdstok wat nou so 'n kierie is wat na die persoon nou hy moet nou kom kniel voor jou, hy moet sê wie hy is, waar is hy in die wynbedryf betrokke en dan as hy nou ingelyf is dan gee hom nou 'n lekker 'n goeie houie op die skouer. Die dames slaan ons nou 'n bietjie minder, maar ons gee vir hulle daarom almal 'n goeie inlywing en dan kry die persoon 'n nekband en daaraan hang 'n klein kellersleuteltjie dat hy nog gekwalifiseerd is om te mag monsters trek by 'n wyntank. En dan eet ons lekker saam. Die verskillende groepe. Elsenburg se oud studente van die keller moet omtrent nou so in die omgewing van 550 studente wees. Sure. En dan is daar sê maar so op plus minus 180 na 200 mense by die funksie.
En in 2027 se datum is al reeds bepaal 23 Julie, want dan gaan ons klas wat Koos ook nou insluit en Maart en dan kom ons almal saam en dan sal dit ons 50ste reunie soort van wees wat ons gaan bywoon. Wonderlik. Maar die inlywing gaan dan ook 'n bietjie humor gepaard as jy nie reg aangetrek is, jy het nie 'n ordentlike das aan nie en jy het nie dan moet jy nou 'n strafdop kom neem uit so 'n kruik uit wat hulle aanmaak van wyn wat nou lekker gesmaak het, maar wat nou nie meer so lekker smaak nie, wat nou ietsie bygesit het. So, ja, Martelies, dit is maar net om daai bietjie soort van klankbord respek vir die wynbedryf te hê, want as jy terugkyk waar die wynbedryf, waar ons in die wynbedryf ingegaan het en gaan amper gaan smeek het vir werk in die wynbedryf, is hierdie jong mense wat nou vandag klaar maak. Mense kyk uit vir hulle, mense soek studente al uit voordat hulle klaar maak en hulle het 'n goeie fondasie wat hulle op het. Hulle kan die fondasie net uitbou. Ja. Maar altyd so met 'n bietjie respek en sê maar luister, jy is nog nie lekker ingelyf, ons sal jou nog eendag daar by die tafel kry. En so op daai pragtige fondasie wat julle nou tans staan, wat sien julle in terme van die toekoms van Elsenburg? Ek meen, kan dit nog groei? Ons kyk natuurlik na die uitdagings vir die bedryf ook, die bekommernis daaroor, maar wat sien julle, Eugene, van jou kant af eerstens vir die toekoms van Elsenburg? Koos is nou by en hy was, ons is baie nou betrokke gewees. Dit was vroeg in 1980. Daar het die EKOF, het was nou nie net vir die sosiale byeenkomste, ja, die komitee het eintlik van oudstudente, ons was so 5-6 op die bestuur gewees, wat regtig die rigting van Elsenburg wou inset lewer en hulle het by die college sê gehad om 'n belangriker rol te speel in die wynbedryf. En ek sommer nota maak ons bydra tot SKOP, die Senior Kellerhulp Ontwikkelingsprogram wat ons begin het as 'n bestuur van EKOF. Daar het ons besluit, maar hier, ons in die universiteit, iets is nie lekker nie. Ons sit met hierdie wonderlike opleidingsfasiliteit. Hulle het geen gehad op daai stadium nie. Ek was by die universiteit, ek my BC en honeurs en goede daar gedoen en ek het geweet wat die behoefte was. So toe het EKOF bestuur vir my finansiëel gehelp om Australië toe te gaan daai tyd en Roseworthy en die Adelaide Universiteit het saamgesmelt op daai stadium om te kyk wat hulle kon deel en jy weet tot verbetering van die hele bedryf. En dit was baie insiggewend. Ons het teruggekom en gedink, in steede nou om al die kostes te deel met die universiteit, sê maar die bydraes en van die bedryf en so aan, kom ons bou een fantastiese wêreldklas opleidingskelder. En die universiteit kom daar vir hulle praktiese opleiding, ons kan doen en die kursus kan dan afsplit, soos jy nou jou graad doen of jou diploma doen daai tyd. Ons was geweldig opgewonde geweest daaroor. En dit is wat ons die toekoms toe gesien het, hoe dit behoort te wees vir die wynbedryf. Maar ongelukkig, die universiteit en departement landbou het nie dieselfde visie is ons gehad op daai stadium, noem ek dit. En die ding het ongelukkig doodgeloop. En ek dink dit is nog steeds 'n behoefte. As ek nou kyk en ek is nou eerlik, as ek kyk daai kellertjie wat die universiteit het, daar langs die eerste rivier, wat is die Perold keller. Hoe jammer is dit? Laat die insette wat daai tyd wat ons wou gehad het om en dit was vir die bedryf se voorbeeld, daar was nie persoonlikhede of iets betrokke gewees in hierdie hele ding nie. Ja, ek sou dit graag wou sien. En die ander ding wat ek moet sê, ek haal my hoed af vandag is vir Lorraine Geldnys wat nou in beheer is. Sy doen 'n fantastiese werk. Ek kyk die kwaliteit van die opleiding wat sy doen en ons is baie bevoorreg om haar daar te hê. 'n Ding wat ons in ons tyd begin het en deur die studente geïnisieer is hierdie toere oor see, die einde van die jaar. En hulle die geld self ingesamel, als van oudstudente, want hulle het geweet hoe belangrik dit is. En om die finale jaar klas, na die finale eksamens vir 'n oorseese studietoer. En as ek terugkyk in die wonderlike blootstelling wat dit was, want plekke gaan vir jou oop wat jy nooit as individualist of wat ook al daar gaan, hulle gaan dit nooit vir jou wys nie. Wat net 'n mite is vir ander mense, het ons uit die vate uitgeproe. Wat 'n wonderlike voorreg. En
Dit is inisiatief van die huidige studente, maar die skenkings kom als van die oud studente. Lorraine het my nou dag gesê, ek dink hulle met die laaste fondsinsameling oor R1 miljoen ingesamel. Jy weet, dis die tipe dinge, as internasionale blootstelling, on top of die tegnologie te wees, maar ek dink sy speel 'n baie goeie rol daar, en ons is baie trots op haar. Ja, fantasties, dankie daarvoor, Eugene, waardeer. Koos, jou sien ons 'n bietjie vir die toekoms? Eugene het nog nie genoem het hier, wat die twee persone ons moet erkenning vir hulle gee, was Charles Beck en Martin van der Merwe, in ons klas, wat gesê het, maar ons het te min blootstelling. Ons moet oor see kom, en toe het ons van keller tot keller gery en wyn gebedel om 'n veiling te hou. Onthou, dit was in 1977. En toe kon ons nie genoeg geld by mekaar kry, sodat ons groepie kon oor see gaan nie. En ons het dit vir die groep na ons gegee en gesê, op voorwaarde, julle doen dit. En dit was die eerste groep, die 78 groep was die eerste groep wat Eugene hulle toe gelei het. En daarna het elke jaar, en dis presies wat nou nog voortgaan. Die studente moet self die fondsinsameling en dan rede hulle, want jy moet, dis deel van wyn, jy moet daai buitelandse, soos Gunder altyd gesê het, jy gaan nie tegnies iets meer leer nie, maar jy gaan die kultuur ervaar, en dis eintlik die belangrikste. En jou palet ontwikkel, en al daai van ding, nee. Maar ek wil net aansluit by Eugene ook, ek dink vandag in my ondervinding, is soos alles in die lewe, en veral in die wynbedryf, dit is nie maklik daar buite nie, dus jy moet relevant bly. As ons nie dit doen nie, en ek dink dit is waar die netwerking weer inkom. Lorraine maak baie staat op oud studente wat kan insette lewer. Ek dink die een groot tekort, en was nog altyd 'n tekort, ons het pogings aangewend. Die moeilikste deel van wyn maak is die bemarking daarvan. Is to get the sales order. Dit is nou ongelukkig so, en op 'n stadium het hulle gedeelte van die kursus ook so verander. Ons het gassprekers, ek persoonlik was al betrokke in so iets, dat jy net die markomstandighede, of hoe die mark werk, vir 'n jong student kan verduidelik om te sê, hoe werk die kanale, wat moet jy doen, waar moet jy aandag gee. Dis nie net 'n kwessie van, jy maak die wyn en jy plak die etiket op, en jy dink jy gaan distribusie kry nie. Dit is ongelukkig die moeilikste deel. Veral die deesdae met die ontwikkeling van sosiale media, is anders as in die ou dae. So jy moet relevant bly, ja. Kliëntekonneksie. Jy moet kan gesels met die mense. By jou kant? Dis mos nou 'n ou gesegde. You can ship wine 1,000 miles, but the last meter is the more difficult one to move it over the counter. En dit is maar eintlik waaroor die wynbedryf op die huidige oomblik gaan. Die goeie handelsmerke, hulle kry hulle afset, maar dit is die nuwe mense wat in die mark inkom, wat dis 'n baie moeilike taak, en soos Koos uitgelig het, daar is nie reg of verkeerd hoe jy bemark nie. As jy nou byvoorbeeld vat, die Four Cousins handelsmerk, hoe hy begin het, 'n etiket wat gesmash was, dit was uit fokus uit, en ek ben, daar is dit 'n suksesverhaal, en jy kan nou maar gaan dink, hulle het iets reg gekry met 'n verkeerde etiket, en hulle het dit reg gekry om dit wonderlik te doen. En hierdie jong Turke of die jong mense wat deesdae in die wynbedryf is, hulle kry dit reg op ander maniere wat ons mense nie aldag verstaan nie. Sosiale media, het speel natuurlik 'n ontsettende rol. As 'n mens deesdae kyk wat 'n jantjie daar by Jakkalsvlei, wat kry hy reg, baie so jy kan sê amper in die Oos-Kaap. Hulle doen uitstekend met hulle bemarking en dis meer. Bemarking is jong mense gedrewe, en jy moet die tendense in die mark met jy raak sien, en jy moet dit tot jou voordeel aanwend. Maar as jy nou kom, is dit al hierdie alternatiewe drankies, en dis lae alkohol. Dis net sulke. En ek dink dit is wêreldwyd 'n tendens om die alkohol laer te kry. Ja. Ons sal vorentoe, jy kan nou dealkoholiseer wat eintlik uitstekend werk. Ons het dit lank gedoen en met groot sukses. Maar laat die alkohol 'n groot probleem gaan wees, of 'n uitdaging wat voor die pad lê, en dit van Elsenburg ook. Studente sal nou al bewus moet gemaak word aan daai uitdaging vorentoe. Ja, dis die ewensaries wat jy is ook maar nogal fokus op daai aspek daarvan. Menere, baie dankie. Ek wil net vir julle dankie sê dat julle al die pad ingekom het. Dis nie maklik om almal gekoördineer te kry nie, en ek weet dis 'n move, is 'n end al die pad van Robertson af AB. Baie dankie, hoor. Dis 'n plesier. En dankie vir die werk wat jy daarso doen. Ons sien uit om daai jong mense ook in die toekoms te ontmoet en hulle produk te geniet, en dankie vir die ploeg wat julle gedoen het.
jare tevore wat baie min mense dink ek vandag aan dink en van hoor en ek hoop almal wat nou geluister het dit meer geleer oor waar van die beste wynmakers in Suid-Afrika vandaan kom. Baie dankie. Sterkte met die bedryf vorentoe. Ons gaan daar by Loudersfort kom kuier en sien uit na die gemmerbier. O ja. Kan nie wag om te proe nie. Baie dankie julle weer eens. Baie dankie Marlies. Baie dankie Marlies. Ons sluit af met 'n woord van Andrew van der Berg. Hallo Marlies, baie dankie vir die geleentheid om een en ander te sê rondom ons Elsenburg, soos ons altyd sê, waarop ons baie trots is. Ek is bevoorreg om deel te wees van die 1984-85 Elsenburg groep, wat dan in 1985 afstudeer het. Ek kan baie maklik vir vele staaltjies en insidente rondom ons jare op Elsenburg vertel, maar ek het dit goed gedink om eerder positiewe aspekte rondom die kampus en fasiliteite uit te lig. In ons jare moes 'n kandidaat sy verpligte diensplig van 2 jaar voltooi het, ten einde in aanmerking te kom vir toelating tot Elsenburg. Met ons aankoms as eerstejaars in 1984 was ons maar net 'n groep vreemdelinge vir mekaar, maar ons het uitmekaar gegaan einde 1985 as 'n baie egte groep met diep gewortelde vriendskappe, ja, en die soort vriendskappe wat ons vandag nog geniet, en die soort vriendskappe wat vir ons 'n 85% bywoning verseker wanneer ons reunies hou. Elsenburg het elkeen van ons gevorm en groots bygedra tot die boere en sakemanne wat ons vandag is. Ons jaargroep, maar ook vele ander Elsenburg groepe, het van ons land se topboere, sakelei en wynmakers opgelewer, waar diegene die waardes wat hulle op Elsenburg geleer het, daagliks in hulle alledaagse bestaan en besighede en boerderye toepas. Die akademiese opleiding wat ons ontvang het, was van hoogstaande gehalte. Dosente wat die verskillende vakgebiede aangebied het, was uitstaande en hulle het daarin geslaag om 'n liefde vir 'n sekere vakgebied by studente te kweek. Ook 'n liefde vir die boerdery en dan ook later in ons alledaagse lewe pas ons nog steeds toe wat ons daar geleer het. Ons hou ook ons mega boere dop wat uit die geleedere van baie van ons Elsenburg groepe kom en ook daarop is ons baie trots om te sien hoe hulle vorder en hoe goed hulle doen. Ons as alumni wens meneer Greinwald Stander en sy span by Elsenburg wat huidiglik aan stuur staan, alles van die mooiste en allerbeste toe vir die toekoms. Ons is baie trots wanneer ons op kampusbesoeke kom en saam deurstap op die kampus om waar te neem dat Elsenburg progressief vorentoe beweeg, dat daar geweldige trots tussen studente, dosente en akademisië is. Dit maak ons trots en dit is 'n riem onder die hart. Ek groet een en elkeen van ons oud Elsenburgers en ek wil julle elkeen net alles van die mooiste en die beste toewens vir die toekoms. Groete Andrew, dankie. Hierdie gesprekke gee my soveel vreugde. Ek weet nie hoe om dit te bewoord nie. So baie dankie aan hierdie 3 formidable verteenwoordigers van Elsenburg, die geskiedenis, die toekoms en ons sê vir hulle baie dankie daarvoor. Soos gewoonlik sluit ek af met my wynfeit vir die week en vandag is daar 2 want dit is lekker kort. So, aangesien ek vandag begin het met 'n wyn vir die week wat 'n vonkel is, die Devil's Wine soos hulle dit noem. Vroeë champagne bottels het gereeld ontplof in die keller weens daai druk en werkers moes later ystermaskers dra om seker te maak dat hulle nie beseer word nie. En laastens, die wrak van die Titanic bevat die oudste wynkelder ter wêreld met baie bottels wat steeds heel is. Alhoewel dit nie die oudste wyn op aarde is nie, is dit dan nou hierdie vasgevangde versameling met champagne en wynbottels uit 1912 wat die diepte van 12.500 voet oorleef as gevolg van, hulle noem dit nou drukgelykmaking of pressure equalization. Op daai noot, totsiens. Tot die volgende keer in die Reine Wynheid, gesels met my oor jou liefde vir wyn en wat jy graag meer oor wil leer. Dit is brink by rsg.co.za.